raak jy goed in? Hoekom nie eerder dinge inoefen wat jou kan help in jou verhoudinge nie? En dis waaroor die reeks gaan. In week 1 het ons gekyk en vandag is nou Pinkstersondag. In week 1 het ons gekyk na Efesiërs 5 waar daar staan die opdrag word vervul deur die Gees. En dan is daar 3 sinnetjies wat met deelwoorde begin wat direk koppel aan die opdrag. Die opdrag word vervul deur die Gees. Hoe? Speaking, giving thanks, submitting. So in die Afrikaanse Bybel behoort die sinnetjie so te loop word vervul deur die Gees terwyl julle. Dis nou in hakies want dit staan nou nie daar nie, maar dis hoe ons hom moet lees. Hoe word ons deur die Gees vervul? Wees aan mekaar onderdanig uit ontzag vir Christus. Uit dankbaarheid, uit respek, uit ontzag vir Jesus wat nie sy godheid gebruik het vir sy eie voordeel nie. Jesus het sy godheid gebruik om ons te dien. Uit dankbaarheid vir Jesus. Hoe kan ons mekaar dien? Dis wat daai vers sê. Wees aan mekaar onderdanig. Dis iets wat jy kan inoefen. Practice playing second fiddle. Dis nie om minder van jouself te dink nie, dis net om minder aan jouself te dink. Meer aan ander. Hoe kan ek jou stem laat hoor? En dit kan jy toepas in enige verhouding. In 'n huwelik, in 'n gesin, in jou werk. Hierdie is alles geskryf vir die gemeente. Hoe kan ek jou dien? Want Christus het my kom dien. So dis waaroor ons week 1 gesels het. Al die boodskappe is aanlyn beskikbaar. As jy het gemis het, gaan luister gerus. Verlede week het ons gepraat oor die gemeente van Korintiërs wat presies die teenoorgestelde was. Hulle het nie mekaar gedien nie, hulle het mekaar geminag. Hulle het gekyk hoe die een ou die week gesê, hulle het 'n obsessie met superiority gehad. Hulle was obsessief oor wie se belangrikste, in plaas van om mekaar te dien. En wat doen Paulus met daai gemeente? Ons almal ken dit, dat daar baie keer 'n gaping is tussen dit wat bedoel is om te wees en dit wat tans is. Wat doen jy as 'n verhouding nie is wat dit bedoel is om te wees nie? As daar 'n gaping is, wat sit ek en jy in daai gaping? Vriende, kom ons sê dit nou net gou weer. Wat jy in die gaping sit, is verskriklik belangrik. Jy kan wantroue daarin sit. En dit gaan soos 'n self-fulfilling prophecy word. Jy kan kies wat jy in daai gaping sit, wanneer 'n verhouding wat deur God geskep is en geroep is in Christus om so te wees, nog nie dit is nie. Jy kan kies wat sit jy in daai gaping. Wat sit Paulus in daai gaping? Hy skryf 'n gedig oor die liefde en hy sê die liefde bedek alles. Die liefde sit beskerming vir die individu en vir die verhouding daar. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Dis waaroor ons laasweek gesels het. En jy kan daai boodskap ook aanlyn luister. Vandag wil ons praat oor hoe het Paulus dit gedoen? Hoe het hy? Hier sit hy in Efese. Hy hoor hierdie gemeente beklei onder mekaar. Een dink die een is belangriker as die ander ene. Wat doen hy om liefde in te sit? Bedek alles, glo alles, hoop alles. Hoe doen hy dit? Natuurlik het hy vir hulle gebid, maar hy skryf 'n brief. Kommunikasie. So vandag gaan ons bietjie praat oor kommunikasie. Dit gaan snaaks wees as jy nou uitloop. So terwyl ek jou aandag het, natuurlik is daar oneindig meer wat 'n mens kan sê as wat ons vandag gaan sê. Maar kan ons net hier begin? Ons almal sukkel. Okay. Die van julle wat dink julle sukkel. Jy's net nie bewus van dit nie. Dis wat Jakobus sê. Jakobus sê,
As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Okay. So kan ons almal gou luister, al dink jy nie jy sukkel nie, sê maar net gou jy sukkel. Is dit okay? Laat die ou langs jou net beter voel. Want jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. En vriende, wat ek jou wil uitnooi vandag, die hele boodskap gaan hieroor. Wat ek jou wil uitnooi is vandag is Pinksterdag. Dis die uitstorting van die Heilige Gees. God het met sy Gees in sy tempel kom woon. En dis hoekom ons praat van koinonia, dis 'n vennootskap. Die Heilige Gees wil my en jou help, want een van die belangrikste dinge in ons lewe is kommunikasie. Een van die geestelikste dinge, gaan jy nou sien, is hoe ons met mekaar praat. En ons almal sukkel. God wil nie hê hy stel nie belang in perfectionisme nie, hy stel belang in ons groei. So kan ek jou uitnooi om vandag bietjie anders hierdie preek aan te pak. Hoe kan ek groei? Wat kan ek 'n bietjie beter doen? Okay. En ons gaan kyk na Efesiërs weer. As jy Efesiërs verstaan, dan verstaan jy hoekom Paulus Korintiërsbriewe skryf. So ons kyk weer na Efesiërs. Hier's wat Paulus skryf spesifiek oor kommunikasie. Efesiërs 4 van vers 25. Daarom, ons kom nou by die daarom, okay? As daar altyd in die Bybel staan daarom, vra jy waarom. Dis wat voorkom, maar ons gaan nou by dit kom. Daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste. Want ons is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Dan skryf hy een sinnetjie oor die mense wat nog steel in die gemeente. Genuine. So ons gaan net oor dit praat, want hulle gaan ons help. En dan gaan hy verder met kommunikasie. Nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Ek hoop jy kom agter dat vir Paulus is kommunikasie 'n baie groot ding. Jy kan die duiwel plek gee. Jy kan die Gees bedroef. Hoor jy hom? Interessant, daai praat elkeen die waarheid met sy naaste uit Sagaria 8 uit aan. Sagaria 8 kom uit die profeet se dit wat God vir die profeet gesê het, uit die herstel wanneer God terugkom, hy gaan in sy tempel intrek. Praat die waarheid met jou naaste. So hy koppel spraak, hierdie wonderlike gawe wat ons het, koppel hy direk aan wanneer God in sy tempel intrek en dinge begin regmaak. Dis 'n groot ding. Vriende, julle weet, nê, die uitstorting van die Heilige Gees is die vervulling van daai profesie. As jy dit nie geweet het nie, dan weet jy dit nou. God het in sy tempel ingetrek. Ons is sy tempel. En dis hoekom Paulus daai versie aanhaal. Daar's 'n direkte verband. Dit voel miskien nie vir jou so nie, dit lyk miskien nie altyd so nie, maar een van die geestelikste dinge is hoe praat ons met mekaar? My woorde kan 'n instrument wees in die hand van die bose. Dit kan die Gees bedroef. Hoekom? Want die Gees het 'n agenda. En hy nooi my om saam met hom te werk. My woorde kan afbreek of my woorde kan opbou, en dis die verskil.
Dis al waaroor ons nou vandag gaan praat. Woorde wat afbreek of woorde wat opbou. Dit is baie interessant as hy praat oor woorde wat opbou, dan sê hy dit moet voordelig wees vir die mense wat hoor. Maar letterlik staan dat dit moet genade gee. Ons hierdie wonderlike gawe om te kan praat moet 'n kanaal wees waardeur God se genade mense opbou. En nou ek weet jou, jy kan nou aan voorbeelde dink. Want ons almal kan van woorde wat afgebreek het of woorde wat opgebou het, né? Nee. Kan jy 'n bietjie aan voorbeelde dink? Woorde wat afgebreek het, kan ek gou-gou die punt maak deur die negatief te stel. Ek het al hoeveel keer in gesprekke, ek doen nou nie berading nie, dis nou nie my gawe nie, maar ek het baie keer gesprekke met mense en dan verwys ek hulle. Maar ek het al hoeveel keer gehoor dat die afwesigheid van woorde breek af. Hy het nooit vir my gesê nie. My pa het nooit vir my gesê, hulle is trots op my nie. As selfs die afwesigheid van woorde kan afbreek, maak dit die punt. Woorde is kragtig. En dit kan 'n instrument wees in die hand van die Heilige Gees, want die Gees is in die opboubesigheid. Of dit kan 'n instrument wees in die hand van die bose en dit kan die Gees bedroef. Een van die geestelikste dinge wat ons kan om aandag te gee aan hoe ons met mekaar praat. En die Heilige Gees wil ons help. Hy wil ons regtig help. En ek dink baie keer begin dit by net die besef. Baie keer staan ek en jy in die ontvangkant. Ontvangkant. My ma het dit gesê, of daai onderwyser vir wie ek soveel respek gehad het dit gesê, of dit. Ek is aan die ontvangkant en ek besef dan, woorde kan opbou of dit kan afbreek. Ek besef dit as ek aan die ontvangkant is. Maar ek dink wat ons baie keer mis is, dis dieselfde met jou woorde en my woorde. Baie keer is dit asof ons dink, my woorde kan mos nou nie opbou of afbreek nie. Ek sê maar net wat ek dink. Wie's ek nou? My woorde dra mos nie soveel gewig nie. Wie's ek nou? Maar vriende, dit wat Paulus hier skryf, ek weet nie of julle dit weet nie. Partykeer lyk dit vir my, nou nie julle nie, maar ander Christene, lyk vir my of hulle dit nie weet nie. Dit lyk vir my of mense dink, Paulus het die briewe vir die pastore geskryf sodat hulle Sondag iets het om oor te preek. Is nie so nie. Die brief is vir die gemeente geskryf. So as hy sê, elke een van julle, dan moenie woorde uitkom wat afbreek nie, eerder wat opbou. Dan is dit elkeen van ons. Jou woorde, my woorde, is ook aan die kant van dit kan bou of dit kan breek. Al dink jy nie so nie. Jou woorde kan ook opbou of afbreek. Ek lees deesdae baie die Engelse vertaling uit. Hier Sondag kom ek agter. En is maar net omdat dit baie keer, al moet ek dit nou erken, beter is. Maar hierso so die NIV daai versie vertaal. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. Hoor gou, hier is die sinnetjie wat ons vertaling nou nie so lekker uitlig nie. En dis in die oorspronklik. According to their needs. Met ander woorde, hier's wat ons nie vandag oor praat. Ons praat nie nou van, dis 'n nice ou. Is nie om Mr. Nice Guy te wees nie. Dis nie wat die stuk oor gaan nie. Hierdie stuk gaan oor, wat het mense nodig
om opgebou te word. Dis waaroor dit gaan. In ons kultuur wil ons net nice wees en dan lees ons Paulus se woorde moet opbou. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Nice bou nie. Nice, ek voel lekker en dan nou voel ek weer sleg. Dis nie waarvan Paulus praat. Dis letterlik woorde wat mense opbou volgens wat hulle nodig het. Hoe weet jy wat iemand nodig het? Het dit jou ook al opgeval hoe spot on Jesus was? Met wat mense eintlik nodig het. Hulle kom met die vraag, maar hy weet wat hulle nodig het. Hoe kom ek en jy op daai punt waar ons woorde iets is wat juis dit wat iemand anders nodig het. Vriende, jy weet dit in alle kommunikasie modelle is dit een van die belangrikste dinge. Ons moet leer om te luister. Julle oefen dit elke Sondag baie goed. Ons moet leer om te luister. Dis wanneer ek kan luister wat ek agterkom wat is nodig. Wat nodig is. En daar's twee groepe. Daar's woorde wat opbou, is woorde, ekskuus nou vir die Engels, is woorde wat affirm, wat bevestig. Woorde wat bevestig. Daar is ook die ander woorde wat ook baie belangrik is. Né? So, maar hier is die ding. Kritiek gaan nooit opbouend wees as dit nie omring is met affirmation nie. Jy weet dit, ek weet dit. Kritiese woorde kan baie opbouend wees. Dit kan die verskil in iemand se lewe maak. Ek onthou daai een jeugpastoor wat ons gefire het, nou nie hier nie, in 'n ander gemeente. Nee, is regtig hier nie. Ons het hom gefire en 5 jaar later toe kom sê hy dankie. Dis baie keer die nodigste. Ons is nie in 'n people pleasing game nie. Ons is in 'n opbou ding. En baie keer is kritiek belangrik, maar jy weet, ek weet, kritiese woorde weeg 10 keer swaarder as ander woorde. So hoe maak jy seker dat jou woorde opbouend is, selfs wanneer dit kritiek is? Jy moet die ratio reg kry. Dr. Gottman met sy leierskap en verhoudingsgoed sê hy 5-1. Ek dink dis wishful thinking. Ek het 'n ander statistiek gehoor 7-1. 7 boodskappe wat affirm, bevestig teenoor 1 wat sê let op hierdie ding. Hierdie ding pla my, dit behoort jou ook te pla. 7-1. Ek dink in party verhoudinge staan ons op 'n baie verder ratio. Maar jy moet dit, as jy wil hê jou woorde moet opbouend wees selfs wanneer dit kritiek is, dan gaan dit omring moet word met affirmation. Is dit nie presies Jesus nie? Is dit nie hoe Jesus vir jou is nie? Kan ek gou dit sê, miskien is daar mense vanoggend hier wat nie Jesus so ken nie. Hoe die een ou in die week vertel, ja, was nagelas by 'n troue. En hy sê nou, een van die best men is nou, hy het nou al 'n bietjie gekuier. Baie keer praat sulke mense mos net nonsens, maar nou en dan. En nou sê hy vir Nagel, baie ernstig, ek hou van die Here. Ek hou van die Here, maar ek hou nie van kerkie.
of ek hou nie van die kerk. Ek en toe Nagel dit sê, toe dink ek, hoeveel mense se prentjie van Jesus is geshape deur 'n kerk wat nie affirm het nie, wat net gekritiseer het. So as jy Jesus nie so ken nie, dis hoe Jesus is. Hy bedek alles. Hy glo alles. Hy hoop alles. Hy verduur alles. En hy kommunikeer dit. Kyk maar na die Bybel. Kyk na sy woord. Oor en oor bevestig hy. En dis hoe Paulus die stuk aangaan mee. Hy sê laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing terwyl julle mekaar vergewe soos God in Christus julle ook vergewe het. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde net soos Christus ons liefgehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Die Bybel noem Jesus die woord van God. En as jy Jesus sien wat sy lewe gee, sien jy wat God ook oor jou sê. Hy het jou lief. Hy bemin jou. Soveel so dat hy sy lewe gee vir jou. En nou sê hy, nou moet dit die manier wees wat ons praat. Daai stukkie oor praat, dis hoe dit eindig. Volg God se voorbeeld, sy woord. Die Heilige Gees wil jou help. Nou vriende, nou het ons 'n probleem hierso, want Paulus lig hier iets uit wat eintlik 'n hele reeks preke is en ons het net tot 1 uur. So ek wil tog vir ons vennote vra, julle moenie lag as ek daai grappie maak nie, want ander mense ken nie daai grappie nie, so hulle is nou bereid om tot 1 uur hier te sit. Maar ons het nou 'n probleem, want wat Paulus hier uitlig, het jy gehoor, hy sê, lê af die woede, gramskap, trek aan, trek uit, trek aan, meelewing. Paulus sê hierso wat Jesus al baie jare voor dit en 100 jare terug gesê het, uit die oorvloed van die hart. Kommunikasie is nie net 'n woordeskat ding nie, dis 'n hartding. En nou hoe nou? Want Jakobus sê ons almal sukkel en Jesus sê die probleem is die hart, nou wat nou? Sit ons nou almal met hartprobleme. Wat nou? En dis nou waar die daarom inkom en nou is ons tyd min. So hierdie is nou nie waaroor die preek gaan nie, maar ek gaan dit net vinnig noem. Jesus is ook die antwoord vir ons harte. En hier is hoe Paulus het die stukkie voordat hy praat oor kommunikasie, hier's wat hy skryf. Hy praat oor hoe van die pad af die wêreld is en vriende, kyk nou maar net om jou. As jy dink aan kommunikasie, soos wat dit gewoonlik gaan in ons wêreld. En jy vra die vraag, is dit afbreekend of opbouend of is dit net, hoe sê Lisa, meh. Is eintlik niks, is net meh. Is net Mr. Nice Guy. Dan sê hy, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor. Julle is oor hom onderrig, volgens die waarheid wat in Jesus is. Maar hoor gou wat praat hy nou, wat is die waarheid in Jesus? Die waarheid in Jesus is oor jou lewe. Hoor daar. Die waarheid wat in Jesus is, trek die ou mens uit. Trek hom uit. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee. Ou klere uittrek, nuwe mens aantrek. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit die doop uit.
Toe hulle gedoop is, moes hulle ander klere aantrek want hulle is nou sopnat. Maar dit het 'n simbool geword van wat Jesus met ons kom doen het. Hierdie is nou nie vandag se preek nie, maar dit is so belangrik want as jy nie dit hoor nie, jy moet vernuwe word na die gees van hoe jy dink. As jy nie dit hoor nie, dan gaan Jesus, Jesus, kyk hoe bou sy woorde mense. Ja, 'n tollenaar word 'n leier. Petrus word 'n leier. Sy woorde het mense opgebou. Ja, maar dis omdat Jesus se hart reg was. Fantasties. Kom ek probeer. Ek misluk. Ag, ek is so jammer. Kom ek probeer. Ek misluk. Dan gaan dit jou lewe wees. Jy moet vernuwe word na die gees hoe jy dink. Wat is hoe ons moet dink? Daar's 'n ou mens. Ja. Daar's 'n ou Gerard. Maar daai ou Gerard het saam met Jesus gesterf. En as jy dit nie weet nie, dan wil ek jou aanmoedig om dit te gaan ondersoek. Die Christelike lewe is nie Jesus is ons voorbeeld en ons probeer ons beste nie. Die Christelike lewe is toe Jesus sterf, toe sterf 'n ou manier van mens wees saam met hom. En toe hy uit die dood uit opstaan, toe staan 'n nuwe mensdom saam met hom op. Dis die doop. En nou, omdat ek 'n nuwe mens in Christus is, kan ek die klere aantrek? Ja, is bietjie groot hierdie baadjie, is my ou boet se baadjie. Dis bietjie groot, maar ek gaan in hom ingroei. Ek kyk na my ou boet se woorde, en ek kyk hoe sy woorde baie keer direk was, maar hy het mense gebou. Hy het mense so gebou, dat hulle geskiedenis verander het. Sjoe, dis die baadjie wat ek aan het. Ek gaan nou moet groei. Nou kan ek oefen. Anderste word oefen, probeer en misluk. So as dit nou, ek kan nou nie verder oor dit praat, ek gaan hom net daar los. Dit is baie belangrik, dat jy anders begin dink oor jouself. Jy is 'n nuwe mens in Christus. Jy het 'n nuwe baadjie, 'n nuwe identiteit. Nou oefen dit nou. Hoe kan my woorde opbouend wees? Hoe oefen ek dit? Die mense wat steel gaan ons help. Kyk, kom ons land daar. Dis die sinnetjie. Die een wat nog steel, let wel, hy skryf vir die gemeente. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Nou mense moet nie te vinnig judge nie. Ek onthou my ouma het vertel hoe sy moes melk gaan steel op die bure se plaas. Want my pa het net nie genoeg melk ingekry nie. So ek dink armoede was baie groot in hierdie wêreld. Baie meer as wat ons besef. Paulus skryf nogal in Korintiërs ook oor die mense wat steel. So dis mense wat uit oorlewing uit gewoond geraak het om 'n gap te vat en goed te vat. Die wat steel moet nie meer steel nie. Maar nou ek wil jou uitnooi, hierdie sinnetjie staan in die middel van die kommunikasie. Vat hom ook soontoe. Hierdie selfe hande, hierdie selfe oë wat 'n gap gesoek het om iets te vat. Hierdie selfe tong, hierdie selfe brein, hierdie selfe hart. Wel nou nie meer dieselfde hart nie, né? Want ons het nou 'n nuwe hart. Maar die tong en die brein. Okay. Die een wat nog steel moet nie meer steel nie, hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftiges te gee. So die ou moenie net ophou steel nie. Dit help jy sê vanoggend vir jouself, ek moet ophou om mense af te breek met my woorde nie. Want as jy net ophou, gaan jy net weer begin. Soos die ou wat gesteel het. Wat moet hy doen? Hy moet nou iets, hy selfe oë en selfe hande gebruik om te werk. Hy moet nou werk soek. Het gaan moeilik wees. Min werksgeleenthede in daai wêreld. So hy gaan dit moet soek. Hy gaan seker vir die gemeente vra, bid vir my. Dan gaan hulle nou saam met hom soek. En dan gaan hy werk kry. Dan gaan hy
maar hy stop nie daar nie, né? Hy begin werk en wat doen hy dan? Dan begin hy soek vir geleentheid om iemand wat behoefte het om iets te gee. Nou kom ons vat hom na woorde toe. Hierdie tong, hierdie brein is nou in diens van die Heilige Gees. Nou soek ek aktief geleentheid. Ek soek dit. Waar kan ek opbou? Opbou is nie cheap komplimente nie. Dis nie dit nie. Jy dink daaroor. En omdat opbou 'n kanaal is van God se genade, vra jy die Heilige Gees. Vul my, lei my. Waar kan ek opbou? Jy dink daaroor. Sien net 'n cheap kompliment, o, jy lyk so mooi. Dis ook goed. Ek nou nie dit sê nie. Nee, dis goed om dit te sê, maar jy dink daaroor. Jy luister, jy doen dit en ek waardeer dit want dit en dit en dit. So die tong en die brein wat gewoond was om af te breek, soek nou vir ander geleenthede en nou begin jy dit oefen om op te bou. Jy begin oefen, jy kry jou ekonomie reg, 7 opbouend. Ja, ek wil hieroor praat, hierdie ding pla my. Sorry, jy's in die rooi. Jy kan nie nou daaroor praat nie. Want dit gaan afbreek. Jy hou nou maar daai vir jouself en die Here. Praat julle oor dit. En jy begin opbou. OK, daar's opgebou. Iets waaroor dit moeilik. Julle kry die prentjie, né? Almal OK? Almal OK. Alright. Hoekom is dit so belangrik? God wil mense opbou. En hy doen dit deur my en jou. Die Heilige Gees is besig om mense op te bou, sodat mense die liggaam kan opbou, sodat die wêreld kan weet dat Jesus koning is. En ons woorde staan in sy diens. En is nie maklik nie. En ons almal sukkel. Maar hoe kan ons net 'n bietjie beter doen? Vertrou die Here. Vandag is Pinksterdag. Vra die Gees om jou te vul. Ons het altyd die sê ding van 'n wag voor jou mond is reg. Maar dis nie al nie. Dan is jy net soos die ou wat ophou steel. Begin oefen. En soos wat jy sien hoe die Here jou woorde kan gebruik, op 'n tydjie gaan jy dit nie eens sien nie. Maar soos wat jy dit doen, gaan jy al hoe meer besef, maar dit was die doel van hierdie gawe. Mag die Here ons ook help in ons gemeente, dat ons 'n gemeente sal wees wat gekenmerk word aan woorde wat opbou, nie nice nie. Wat het jy nodig? En as dit die moeilike gesprek is, kom ons kry net die ekonomie reg. Ons gaan 'n liedjie sing en dit gaan vandag se boodskap afsluit, maar nou toe ek nou dink daaroor, die liedjie is 'n beautiful song, maar nou het hy vir my sommer nog 'n ekstra bietjie betekenis bygekry. Dat ons manier van praat met mekaar word 'n kanaal waardeur God dinge in mense se lewens kan doen. So ek wil jou uitnooi om vanoggend terwyl ons die liedjie sing, dit so te sing. Here, hier is my vermoë van kommunikasie tot u beskikking. En miskien het jy ook soos ek klomp kere wat jy aan kan dink waar ek goed gesê het wat afgebreek het in plaas van opgebou het. Praat met die Here daaroor en miskien moet jy ook met iemand anders daaroor praat. Maar kom ons gee onsself tot die Here se beskikking. Dat woorde wat uit ons monde uitkom, woorde van opbouing kan wees. En ek weet dit is 'n groot onderwerp en ek weet daar's nog baie wat ons oor moet dink en moet praat en moet groei, maar ek weet so seker soos wat ons hier is, die Heilige Gees wil ons help.
En dis die uitnodiging van vandag. Gee jouself vol. Gee jouself vir Jesus en laat jou woorde in sy diens staan. Kom ons staan en dan sing ons hierdie liedjie saam.